hier is vanmôre. Dankie dat julle bereid is om nat te word. En dit is so wonderlik om nat te word waar die water val van die hemel. En dit is so lekker net om die genade te aanvoel, daar ervaar. Nie net van te hoor nie, maar om dit te beleef. Dit is so wonderlik. God is goed. En hy weet wanneer ons wat nodig het en wanneer ons die reën nodig het. Veral soos nou, en dit is so lekker. Sê maar net as die aircons plaas asseblief, dan kan ons net afsit. Ek lees 'n gedeelte van 'n persoon met die naam van David Nystrom. Hy sê daar is 4 tipes verskillende disippels. En hy gebruik 'n woordspeling om dit van toepassing te maak van vinnig en stadig. Hy sê sommige mense luister na die woord en is nommer 1, vinnig om te hoor en vinnig om te vergeet. Hulle hoor die woord van God, maar dit het nie genoeg tyd om vas te klou nie, dan word dit vergeet hulle dit is oppervlakkig en sonder moeite worry nie oor die woord nie. Hierdie woord kry nie kans om 'n bietjie pos te vat en vas te vat en grond te vat in hulle lewens nie. Want hulle hoor die woord, maar hulle vergeet hom. Dis soos die ou mense gesê het, een oor in en die ander oor uit. Julle ken die gesegde. Nou die tweede dingetjie wat hy sê is stadig om te hoor en stadig om te vergeet. Nou, hulle hoor moeiliker die woord van God. Hulle sukkel maar die oomblik wanneer hulle die woord gehoor het, dan hou hulle vas aan dit. Miskien kan jy kyk vanmôre of hierdie 4 goed wat ek gaan noem, miskien van toepassing is in jou lewe. So die tweede is stadig om te hoor en stadig om te vergeet. Die derde enetjie is vinnig om te hoor en stadig om te vergeet. Hierdie is 'n gelukkige lot, want dit is die geheim van 'n vrugbare lewe. Hierdie is ideaal. Dan die vierde enetjie is stadig om te hoor en vinnig om te vergeet. Dit is 'n bose lot, jong. Hulle ore is bot toe. Niks kom deurdring na hulle toe. Hulle vergeet so vinnig. Niks kan, want hulle is bang die oomblik wanneer hulle dit inneem, dan kom krap dit hulle lewe bietjie te mekaar. Nou ek wonder hoe hierdie 4 plaasvind in ons lewens. Miskien is jy wat hier sit vanmôre, miskien is jy 2. Vat lank om te hoor, maar dan kom steek dit vas. En miskien is jy dalk 'n 3. Gelukkige mense, vriendelik, wat flink luister en stadig om te vergeet. En as ek praat van vinnig om stadig te vergeet en om vinnig te luister, is die woord van die Here. Ons praat hier van die woord van die Here vanmôre. Miskien is jy 1. Miskien is jy 4. Hierdie vraag kan jy jouself antwoord. Waar in watter kategorie val jy? Maar of jy nou 'n 1 is, of jy nou 'n 2 is, of jy nou 'n 3 of 'n 4 is, dit maak nie saak nie. Hierdie woord is vir jou. Hierdie woord is vir jou. Ek lees 'n boek in die woord van die Here, met die boek van naam van Jakobus. Man, Jakobus is vir my 'n Salomo, soos in die Ou Testament. Sy boeke wat hy geskryf het, sy briewe wat hy geskryf het. Daar's soveel wyshede aan hierdie briewe wat Jakobus geskryf het. Dit is vir my soos 'n Salomo daar in Spreuke. Hierdie hy kort en lang wyshede wat hy saamgevat het in die brief. En hy wil ons help natuurlik in hierdie lewe, in hierdie praktyk. Hy wil ons experts maak in die lewe. Ken julle dit? Hy wil vir jou 'n expert maak wanneer ons hierdie wyshede volg. Nou, Jakobus skryf daar, let veral op asseblief na vers 21. Jakobus 1 vanaf vers 19 lees ons: So dan, my geliefde broers, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is
om julle siele te red en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van sy woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in die spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienste van hierdie man is te vergeefs. Rein en onbeslete godsdiens voor God, die Vader, is dit om wese en weduwees in hul verdrukking te besoek en jouself vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Nou hier is talle wysheid wat Jakobus ons hier kom leer. En ek wil net gevraag 5 goedjies noem. Eerstens praat hy van die oor, vir hom te hoor. Tweedens praat hy van die hart, God se woord, die ingeplante woord in ons hart wees. Derdens praat hy van ons hande. Ons moet doen wat die woord van God sê. Vierde praat hy oor ons tong, om stadig te wees, om te hoor, om te praat en ons tong beheer. En dan die 5de enetjie, praat hy oor ons oë, om mense raak te sien. Dit is so belangrik om ons ore, ons hart, ons hand, ons tong en ons oë gerig te hou. Nou dit is natuurlik hoe die praktiese Christelike lewe is. Dit is so maklik jy die wysheid daarvan onthou. Dink aan jou ore. Jy moet sorg dat hulle oop is. Dink aan jou hande. Jy moet sorg dat hulle doen wat God van jou vra. Dink aan jou tong. Sit te wag voor jou mond die oomblik wanneer jy in 'n konfliksituasie inkom. Dit is so belangrik, ouens. Dis wat Jakobus ons hier kom leer. Dink aan ons oë. Waarna kyk jy? Waarna kyk jy? Sien jy mense raak soos die wêreld, of sien jy mense raak soos wat God hulle raak sien? Wat ons moet nou die woord sê vir ons uitdruklik, hoe sien God die mens? Hoe sien God my en jou? En as ek dit nie weet nie, gaan ek dit nie in jou sien. As ek nie die woord ken nie, want ons het laasweek gesê, moenie laat die vyand, laat Satan, die woord van God teen jou gebruik nie. Ken jou woord, sodat jy ook vir hom kan sê, daar staan ook geskrywe. Dis belangrik. Maar ek wil vanmôre kom praat oor die hart. En dis die evangelie van hierdie gedeelte. Dis die belofte van hierdie opdrag. God het sy woord in ons hart geplant. Hier in vers 21 sê, God het die woord in ons hart geplant. Van die begin af lees ons in die woord dat God 'n doel gehad het met sy woord. En dit is om ons te kom plant. Van Moses se tyd af. Vir Moses het die Here gesê, Deuteronomium 6 vers 6, en hierdie woord wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Jy sien, hierdie 10 gebooie was nie net op die kliptafels gewees nie. Hierdie 10 gebooie moes in die Israeliete se harte wees. Hierdie 10 gebooie moet vanmôre in jou hart wees. Hierdie woord van God moet vanmôre in jou hart wees. Hierdie 10 gebooie wat op die kliptafels geskryf was in die Israeliete se hart, want hulle het dit oordink, hulle het daaroor geslaap, hulle het daaroor gepraat, hulle het dit gedoen. En dis wat God van ons verwag, vandag, vir nou, vir hierdie tyd, om God se woord nie net te dink nie, nie net te lees nie, maar te doen en te praat. Die Here het verder gaan en vir Jeremia gesê, hy self sal sorg dat die sy kinders se harte ingeskryf word. Daar in Jeremia 33
31 vers 33 sê, maar dit is die verbond wat ek na die dae met my huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in die binneste en skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Ons weet dat hierdie belofte natuurlik vervul is in die Nuwe Testament deur Jesus Christus. Want dit is Jesus wat die wette van God deur sy gees op ons harte kom skryf het. Daar in Hebreërs lees ons nie van wet nie, maar ons lees van die woordjie wette, die meervoud. Hy sê, dan in Hebreërs 8 vers 10 tot 12 sê, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in julle verstand gee en dit op julle harte skryf, en ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. En julle sal nie meer elkeen in sy naaste en elkeen in sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal die Here ken, klein en groot onder julle. Want ek sal barmhartig wees oor julle ongeregtighede en aan julle sonde en julle oortredings nooit meer dink nie. Met hierdie woord wette beteken die volle openbaring van God. Die volle, totale openbaring van God. Daardie volle openbaring van God gaan in jou hart wees. Die woord sê ons ken nou teendelig, maar eendag sal ons ten volle ken. Hoekom? Want die woord gaan in ons hart wees. Hierdie woord is ingeplant in ons hart. Kom maar ons, die woord van God is reeds in jou hart geplant. Die woord van die Here is reeds in jou hart geplant. Jakobus kom sê dan Jakobus 1 vers 1, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om jou siel te red. Hier laat my baie dink aan die gelykenis van die saaier. En ek glo Jakobus verwys miskien soontoe na die gelykenis van die saaier. Die woord van God is daarom in die saad wat gesaai is in die vrugbare grond. Daar in Lukas 8 vers 15. En wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. Kan ek vanmôre vir jou sê, God doen die saaiwerk. Want God gaan verseker nie in dor grond saai nie. God kom doen die saaiwerk. Hy kom plant die woord in jou lewe. Al wat ek en jy moet doen, is ons moet die woord ontvang. Ons moet die woord ontvang. Maar wat bedoel dit om ons en ontvang met sagmoedigheid en ingeplante woord? Wat beteken dit? Want onthou, die woord van God is reeds in elkeen van ons ingeplant. En dit is hoekom ons tot hierdie bekering gekom het, want die woord wat ingeplant is, het ons ontvang. Deur geloof. Die woord is reeds in ons harte geplant. En dit gebeur natuurlik elke keer wanneer ek die woord van God lees en daarna luister. Ons moet onthou, ons kan nie net lees nie. Ons kan nie net lees vanmôre die woord. Ons moet dit ook leef. Ons moet dit ook hoor. Ons moet ook daarna luister. Mens moet dit mooi verstaan. Van die woord is reeds ingeplant. Die woord is reeds in ons geplant, maar nou moet ek dit ontvang ook. Hoe ontvang ek nou daai woord wat reeds ingeplant is? Dit is soos 'n saadjie wat jy indruk in die grond. Natuurlik in ons harte. Dit begin wortels skiet. Dit begin wortels skiet. Hierdie woord van God. Die woord van God
moet ons ontvang en dit moet begin wortel skiet in ons lewens. Dit moet al dieper en dieper ingaan, sodat dit kan groei. Maar ek en jy moet ons harte daarvan oopmaak en dit verwelkom. Hierdie waarheid, hierdie woord van God, wat in ons lewe ingeplant het. Jakobus spoor dan red sy lesers aan met die sagmoedigheid, die ingeplante woord te ontvang, wat hulle siel kan red. Nou kom ons dink 'n bietjie verder. Wat beteken dit om God se woord te ontvang? Nou, Jakobus gebruik 'n interessante woordjie. In Grieks, dekgome is die woordjie in Grieks. Wat beteken eerstens verwelkom. Die woordjie ontvang beteken verwelkom en te aanvaar. Sê, hoe ontvang ek en jy God se woord? Om dit te aanvaar en om dit te verwelkom in ons lewens. Dit is so belangrik. Dit is dieselfde woord wat Lukas gebruik daar in Handelinge 17 vers 11. Die B-gedeelte sê, julle het die woord met alle welwilligheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek en hierdie dinge was so. Paulus gebruik ook die woordjie om sy reaksie daar in Tessalonisense te beskryf, daar in 1 Tessalonisense 2 vers 13. Daarom dank ons God ook sonder ophou toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons versoek is. Julle dit aangeneem het as die woord van die mens nie, maar so dit werklik is as die woord van God wat ook werk in wat jy glo. So wat beteken hier die woord van God ontvang? Wat beteken dit? Beteken 3 dinge wat ons moet gaan doen om God se woord te luister. Of dit nou in die kerk is, of dit nou daar buite is, of wanneer jy in jou stilte tyd sit, rondom God se woord, of jy stil te hou, maar hoe om dit te ontvang, onthou wat ons gesê van die woordjie ontvang, om te aanvaar, om te verwelkom. Ouens, jy kan hierdie hele boek deurlees, maar as jy nie die woord verwelkom nie, beteken dit niks vir jou nie. As jy dit nie ontvang nie, as jy dit nie aanvaar nie, dit wat hier geskrywe is, dis die waarheid. Hierdie is die waarheid. Kom ons aanvaar dit. Hoekom wil ons dit verander? Verwelkom dit en aanvaar dit en ontvang dit, sodat dit jou siel kan red. Dis wat Jakobus vir ons sê. Nou die eerste dingetjie is, berei jou voor. Lê af, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. Jakobus kom sê dit so vir ons mooi daar, vers 21, die A-gedeeltjie. Daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed en boosheid. Die Griekse woordjie vir veiligheid beteken, en dit is soos was wat in jou ore is, wat jou ore toemaak. Dit maak dit moeilik om te hoor. Dis wat die woordjie beteken. Huparia. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Asseblief gaan doen navorsing oor dit asseblief. Maar hierdie woordjie beteken om soos was in jou ore. Dit beteken, dit gaan alles in sy vermoë doen om jou gehoor te belemmer. Dinge wat jy kyk, dinge wat jy lees, dinge wat jy dink, selfs dinge wat jy dink kan jy ore toemaak. Selfs dinge wat jy dink. Daarmee saam moet ons die oorvloed van die boosheid aflê. Ons moet die boosheid aflê. Die Engels sê dit wickedness of courageous evil.
En ons moet onsself beskerm teen die effek wat hierdie bose wêreld in ons het. Anders bou dit soos vas op in ons ore en dit maak ons doof, sodat ons nie meer later God se woord kan hoor nie. Ek kan vanmôre vir sê, wees vinnig om te hoor en stadig om te vergeet. Wees vinnig om te hoor, maak jouself gereed, stel jouself in, bid, sorg dat daar nie afleidings is rondom jou nie. Dis waarvoor ons 'n stilte in jou stilte plek moet ingaan. Beteken nie om net op jou bed te sit nie. Vandaag's afleidings. Wat vir my so mooi was, ek weet nie of julle al die fliek War Room gekyk het nie. Jy gesien waar daai vrou gebid. Sy het in haar kas ingegaan, haar kas leeggemaak, haar klere uitgehaal en dit haar bidkamer gemaak. Dit haar stilte plek gemaak. Het jy 'n stilte plek in jou huis? Daar was geen afleidings nie. Daar was nie klere nie, daar was nie skoene gewees nie, alles uitgegooi, sodat daar geen afleidings kan wees wat jou aandag aftrek van jou oomblik met God nie. Want dis belangrik. Dis belangrik. Jy moet eers 'n plek gemaklik wees. En natuurlik moet jy met 'n verwagting kom. Jy het nodig om met 'n verwagtinge na die Here toe te kom. Dan die tweede ding is volhard. Luister end uit met 'n leerbare gees. So belangrik. Ontvang die woord, ontvang met sagmoedigheid die woord, die waarheid. Onthou, die sonde hou jou weg van die woord. Maar ons moet verstaan, die woord hou ons weg van die sonde. Hoe beter ons die woord ken, hoe beter ons verhouding met God, hoe minder sonde. Want dan weet ons wat die waarheid is. Ons weet dan wat om te doen. Dis so belangrik. Dis so belangrik. En dan, daarom kan ons op die woord staatmaak. Dan kan ons daarvan seker wees dat hierdie ingeplante woord, as dit sal ontvang met sagmoedigheid. En die woordjie sagmoedigheid is regtig met 'n sagge aarde, leerbare gesindheid. Om met gesag die woord van God te erken. Kom aan ons. Ons moet erken. Erken God se woord en dan onsself daaraan onderwerp. Vinnig om te hoor, vinnig om te vergeet. Nie stadig om te hoor en vinnig om te vergeet nie. Dis altyd beter om stadig. Dis al bietjie beter om stadig te hoor en stadig te vergeet. Maar die haal is om vinnig te hoor en vinnig te vergeet. Waar val jy? Waar val jy? Is jy miskien 1? Is jy 2? Is jy 3? Is jy miskien stadig om te hoor en vinnig om te vergeet? Of stadig om te hoor, stadig om te vergeet? Of vinnig om te hoor, vinnig te vergeet? Waar is jy? En dan beoefen. Ons is dit nodig om die woord van die Here te leef. So baie mense, wat die woord van God ken, maar nie leef nie. Ons lewe nie meer volgens God se woord nie. Maar as ons hom ken, dan is dit maklik om jou te oordeel, want ek ken die woord. En ek dink as ons moet begin vanmôre, dink ek elkeen kan opstaan en kan ons mekaar uithaal oor wat die woord sê. Wat ons nie doen. Ons kan mekaar oordeel. Kom ons leef die woord. Kom ons beoefen die woord. Jakobus kom met stel dit 2 maniere, negatief en positief. Negatief, nie net woordes nie. Nie vinnig om te vergeet nie. En hierdie positief is wees doeners. Gaan doen wat jy gehoor het. Gaan doen wat jy gehoor het.
Wees versigtig wat ons sê. Beoefen hierdie selfbeheersing van binne jou tong. Kyk wat jy doen, sien die mense raak en help hulle. Wees barmhartig. Sien die mense raak. Kom ons kyk nie weg van die mense af nie, want Jakobus sê ons moet hulle raak sien. Beteken ons moet gaan doen. Ons moet gaan help. In die oomblik wanneer ek bid en sê, Here, help my, gaan God ook vir jou sê, staan op en gaan help. Staan op en gaan hou sy hande omhoog. Maar as ek en jy na die woord luister, wat is in jou hart? Is God se woord op jou hart? Jakobus herhaal die opdrag rondom die woord van God. Daarin vers 25, Jakobus 1 vers 25 sê, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Hierop kan jy staat maak. As jy fokus op God se woord, sal jy sorg dat die ingeplante woord al hoe dieper in jou ingeplant word. En kan niks en niemand dit uit jou uitruk nie. Niemand kan jou dan uit die hand van God ruk nie. Omdat wanneer ek en jy hierdie ingeplante woord met sagmoedigheid ontvang. Drie goed van God wat uitstaan. God is vergewig. God is genade. God voorsien net die beste. En daarop kan ons staat maak. Daarop kan ons staan. Daarvoor kan ons bid. Daarvoor kan ons wag. Daarmee sal ons die lewe in oorvloed kan geniet. Maar dit is net die een kant van die muntstuk. Om God te dien, vra hy van ons 'n oorgawe aan sy woord. Om vinnig te hoor en stadig te vergeet. Om vinnig te hoor en dan om te doen wat God jou gevra het. Maar daar is 'n verskil tussen om te hoor en om te luister. Dis nodig dat ons nie net God se woord hoor nie, maar ons moet daarna luister. God praat elke dag met ons. En as jy nie tyd spandeer in sy woord nie, gaan jy nie sy stem hoor. Dis nodig dat ons God se woord ken, sodat ons hom kan ken, sodat ons sy stem kan hoor, sodat ons sy woord gehoorsaam kan wees. Kom ons luister. Dink oor wat God vir jou wil sê deur sy woord. Waar raak hierdie gedagtes in jou lewe? Waar raak dit jou lewe? Wat vra hy van jou? Wat beloof hy vir jou? Wat moet jy doen daarmee? Want dit is belangrik. Omdat wanneer God jou 'n woord gee, moet jy daarmee iets doen. Wat doen jy met die woord wat God jou gee? Ons vra God om ons uit ons omstandighede te help en hierdie dinge en daardie dinge en ons vir ons huwelike en vir ons gesondheid en ons vra al hierdie goed van God, maar God het ons 'n woord gegee eerstens en ons doen niks hiermee nie. Maar nou kom ons nou God en vra, Here, gee ons antwoorde. Hoe kan God jou 'n woord gee as jy nie sy woord wat geskrywe is onderhou nie, gehoorsaam nie? Ons hoor hierdie woord. Ons hoor dit.
As gevolg van omdat ons nie dit ken nie, kom dit Satan en hy gebruik dit voor teen jou. Soos wat ek laasweek gesê het, kom Satan en hy gebruik daai woord teen jou om jou aan te val, om jou seer te maak, omdat jy nie die woord ken nie, omdat jy dit net gehoor het, en jy nie geluister het. Hierdie woord van God, help ons om sin te maak in ons lewens. So dit is ons lig vir die pad, en 'n lamp vir ons voete. En dan, kom ons leef dit. Jy gaan besluit hoe jy daarop gaan reageer. Kom ons skryf dit neer, kom ons speel dit uit. Skryf dit in jou joernaal net soos wat jy wil. En dan natuurlik, geniet God se teenwoordigheid. Van dat gehoorsaamheid word beloon. God beloon gehoorsaamheid. Geniet God se teenwoordigheid die oomblik wanneer jy die woord leef. Wanneer jy die woord leef, dan sal jy God in alles sien. Kom ons leef die woord uit. Ontvang dan die ingeplante woord met sagmoedigheid, wat in staat is om jou siel te red. Ontvang die woord. Hoe ontvang jy die woord? Deur eers om te luister natuurlik. En dan om af te lê. Om hierdie vuil goed af te lê. Hierdie was uit ons ore uit te spoel. Die goed wat ons keer om te hoor. Kan ek vanmôre sê, ons het nie 'n dingetjie nodig, 'n gehoorstukkie in ons oor nodig om God se woord te hoor nie. Haal die was uit jou ore. Ons het nodig om te gaan opstaan en te begin doen, sodat ons kan daders wees van die woord en nie net hoorders nie. Maar dit begin by jou. Dit begin by my en by jou. Kom ons begin die woord van God uitleef. Kom ons kyk nie rond wat ander doen nie. God wil so graag hê, jy moet elke dag sy woord met sagmoedigheid ontvang. Elke dag. Hy wil met jou tyd spandeer. Kom ons laat hom doen ons lewens. Kom ons laat toe, dat hy ons kom vorm en kom maak. Dat ons sterker gaan maak. Waar ons teen die duiwel en ook vir die duiwel kan sê, maar daar staan ook geskrywe. Die woord van God is skerp as 'n tweesnydende swaard, en dit bring skeiding tussen marg en been. Dit bring skeiding tussen goed en kwaad. Dit slyp ons. Soos wat God ons geskaap het van die begin af. En waar jy op jou naam geroep het.
Kom ons lê maar. Vader, dankie dat ek vanmôre hier kan wees. Vader, ek bid Here dat die woord van U, Here, hierdie woord, Here, in elkeen se hart sal wees. Here, dat hulle dit sal ontvang. Here, dat hulle dit sal verwelkom, Vader, in ons harte. Dankie, Vader. Dankie vir die liefde. Heilige Gees, openbaar in ons die wil van die Vader. Here, sodat ons dit kan aanvaar vanmôre. Here, in ons kom en ons aanvaar vanmôre, Here, dat hierdie woord, Here, hierdie woord die waarheid is. Here, dat hierdie woord bestaan en sal bestaan, en dat hierdie woord nooit sal vergaan nie. Maar Here, dat hierdie woord deur ons geleef sal word. Here, gaan met elkeen wat ons hier vandaan ons weggaan. Here, beskerm hulle. Here, gee hulle reisiging genade tot by hulle huise. Here, ons eer U, ons loof U en ons prys U in U wonderlike naam alleen. Amen en amen.